Ons skriflesing is uit Romeine 1, vers 16 en 17. En ek vertrou dat in hierdie tyd julle hierdie skrifdeel al baie goed ken. Romeine 1, vers 16. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Ons het nou reeds verskeie weke stil gestaan by hierdie skrifdeel in Romeine 1 vers 16 en 17. En vandag doen ons dit weer. En vandag wil ek dit soort van sien as 'n samevatting van die lering oor die afgelope 4 kere. Ek wil dit net weer by mekaar bring dat ons die verband daarvan baie goed verstaan. En ons het gesien dat hierdie 2 verse die kernboodskap van Paulus se brief aan die Romeine is. Maar nie net aan die brief aan die Romeine nie, maar is ook die hart van die evangelie van Jesus Christus. Dis die kern van die boodskap van die Bybel. En daarom verstaan ons dat dit vir elke gelowige tot opbou van sy kennis en verstaan en uitleef van sy lewe as gelowige is. Met ander woorde, as ons hierdie verstaan, as ons hierdie begryp, dan behoort dit vir ons nie net as die basis van ons geloof te verdien nie, maar ook dat ons dan daarop kan bou en voortbou en in hierdie lewe die onbeskryflike rykdom beleef wat God vir ons 'n gedagte het. Maar ons moet by daardie rots begin, daardie rots waarvan ons aan die begin gesing het. Daardie rots van ons geloof, die rots van ons geloofsbelijdenis. Dit is waaroor dit gaan. Dit is die kern, ons kan daarop bou. En dan weet ons ook die teendeel is waar die misverstaan, die wanverstaan, of die nie verstaan, hoe jy dit ook al wil beskryf, van hierdie skrifdeel, van die evangelie van Jesus Christus, lei tot groot dwaling en het tot groot dwaling oor die afgelope 2000 jaar gelei. Die bestaan van die kerk oor die 2000 jaar. Soveel so dat daar selfs ander godsdienste daaruit ontstaan het. Soos wat ons juis nou in hierdie tyd gesien het met byvoorbeeld die Rooms-Katholieke kerk, waarna ons verlede keer so spesifiek verwys het. Die vals geloof wat in hierdie wêreldlike vertoon uitgeleef word, wat 'n valsheid bevat wat niks met die evangelie van Jesus Christus te doen het nie. En die afsterwe van die paus het hierdie skokkende misleiding juis in die kolle geplaas. En nog steeds, en dit sal waarskynlik so aangaan, totdat die nuwe paus gekies is, en alles wat daarmee weer saamgaan. En elke keer beleef ons opnuut hierdie aanslag, nie teen ons nie, indirek teen ons, maar teen die evangelie van Jesus Christus. En ek dink die kerk van ons tyd tree nie met genoeg onderskeiding op, om waar dit nodig is en waar dit moontlik is, juis hierdie dinge te veroordeel, sodat die gelowiges dit baie, baie goed verstaan, en die waarheid van die leuen kan onderskei. En nêrens is daardie leuen veelvuldiger, as juis dan in die Rooms-Katholieke kerk nie. En dan dank ons God vandag, vir die hervorming wat plaasgevind het, 500 en meer jaar gelede. Want geliefdes, as dit nie daarvoor was nie, as God dit nie so gewil het nie, dan was ons vandag almal nog lede van die Rooms-Katholieke kerk.
deel van daardie misleiding. En dat ons ook ingekoop in hierdie wêreldse pragt en praal en in rituele en dinge wat totaal nêrens in die Bybel te vind is nie. En dis niks anders nie as afgodediens. En mens kan nog baie ander beskrywings byvoeg, maar dit is genoeg vir nou. Kom ons kyk weer na ons teksdeel in Romeine 1 vers 16 en 17. Ons het reeds oorsigtelik na daardie 2 verse gekyk. Ons het ook intensief na sommige begrippe gekyk. En ons het reeds verskeie kerngedagtes hieroor gevorm. En by die verstaan uitgekom dat hierdie 2 verse van die mees lewensveranderende verse in die hele woord van God is. Want dit bring die leser of die hoorder daarvan van aangesig tot aangesig met in die eerste plek sy eie sonde en daarmee saam 'n sondebesef en daarmee saam 'n sondebelydenis. En dit vat hom na God en sy waarheid. God se waarheid van Jesus Christus as die enige God gestuurde redder. En gevolglik lei dit na redding en heiligmaking en versekering van die ewigheid in God se teenwoordigheid vir die wat gered is. Maar hier in hierdie verse het ons die begin van lewe wat alleenlik in Jesus Christus is. En vir die ongeredde wat hierdie verse hoor, is hierdie kennismaking met hierdie verse, dis konfronterend. Dit dwing hom om te kies. Dit is 'n bedreiging vir hom. Maar vir die gelowige is dit bevestiging dat sy tyd in ewigheid omskep is. Hoor mooi wat ek sê. Vir die gelowige, die een wat gered is dit bevestiging dat sy tyd, hierdie tyd wat hy hier op aarde is, waar hy aan tyd onderhewig is, dat daardie tyd in ewigheid omskep is. Want die tyd hier gaan verby, wat onmiddellik in die ewigheid oorgaan, waar daar geen tyd is nie. In God se teenwoordigheid is daar geen tyd nie. Want God is nie gebonde aan tyd nie. En daarom sal die gelowiges ook nie wees nie. En daarom is hierdie verse ingrypend, dit is transformerend vir die gelowige, maar dit is verdoemend vir die ongelowige. Maar die feit is dit, niemand kan hierdie verse hoor en onaangeraak daardeur wees nie. Jy is of na die een kant toe, of na die ander kant toe. Of jy loof die Here vir hierdie waarheid, of jy weet in jou hart dat jy verdoem is. Daar is geen neutrale grond hier nie. Want ons het reeds dan verskeie weke na hierdie waarhede gekyk, na hierdie inleidende verse, dit wat alles daartoe gelei het. Ons het gesien hoe Paulus hom as God toegewyde mens beskryf, Paulus wat afgesonder is tot God en Christus Jesus, Paulus die boodskapper van God se evangelie van redding in Jesus Christus alleenlik, en Paulus onder oortuiging van God se krag tot redding, wat hom hoegenaamd nie skaam vir hierdie evangelie, want hy weet dat God diegene red wat dit aanneem en glo. Maar dit lei na die redding van mense, almal, Jood en nie Jood, omdat dit 'n kragtige, transformerende boodskap is. En daarom skaam Paulus hom nie daarvoor nie, en hy laat hom nie van stryd bring nie. Al die geleerde godsdienstiges, al die filosofe wat moontlik in Rome kon wees, het Paulus nie geïntimideer nie, want ook die gelowiges, die geleerdes, ek wil weer herhaal, ook nie die geleerdes in Athene, Korinthe, Efese of Jerusalem kon hom intimideer nie. Ook nie die Joodse rabbies en al daardie groot geleerdes nie. Hulle kon hom nie intimideer nie, hulle kon hom nie stil kry nie, want hy het hom nie daarvoor geskaam nie. En daarom weet hy ook dat in Rome sal hulle hom ook nie kan intimideer nie. Maar ons het gesien hoe Paulus dieselfde waarheid in sy brief aan die Korintiërs beklemtoon. En hy beskryf dit in 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 25, net enkele grepe daaruit.
Hierdie is in 'n sekere sin 'n gelykluidende vers met Romeine 1 vers 16 en 17. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid. Dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Ek wil dit net verduidelik. Dit is dwaasheid vir die wat verlore gaan, omdat hulle nie God se waarheid wil aanvaar nie. Hulle word met God se waarheid gekonfronteer, maar hulle hoor dit, en hulle dink daaraan, en julle onthou het ons gekyk na die kruis en wat daar gebeur het. Hier is hierdie timmerman van Galilea, word gekruisig, die smaad dood wat hy ly, daardie manier waarop hy sterf, en dit is julle redder. Hulle kon dit nie verstaan nie. Hulle wou dit nie verstaan nie. Maar dit is wat ons moet onthou, ons moet dit in die agtergrond van daardie tyd sien, want dit was die grootste skande denkbaar. Vers 19, want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig. Die geleerdes sy wysheid gaan tot niet gaan. En die verstand, ensovoort. Kom ons gaan na vers 22. Die Jode vra 'n teken, die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. 'n struikelblok vir die Jode. Want ook hulle, en ons gaan dit weer later sien by die Emmausgangers, 'n struikelblok vir die Jode. Hoe kan die Messias gekruisig wees? En dwaasheid vir die Grieke. Onthou, die Grieke was hierdie geleerdes wat altyd wou filosofeer oor alles. Dat die dood van een mens, daardie dood van een mens, tot die redding van baie kon lei. Hoe is dit moontlik? Dis mos nou dommigheid. Dis dwaasheid. Dis hoe die geleerdes daarna kyk, en vandag is dit nog steeds dieselfde. Vers 24, maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God, en die wysheid van God, want wat dwaas is by God, is wyser as die mense, en wat swak is by God, is sterker as die mense. Daar wys hy maar net weer op die krag van die evangelie, om mense tot redding te bring. En die feit dat Paulus hom nie vir die evangelie skaam nie, het hom die kragdadige verkondiger van die evangelie gemaak. En daarom het hy onbeskaamd aan die wêreld verkondig dat hierdie boodskap, hierdie evangelie, die krag van God is, tot redding van elkeen wat glo. Nie 'n krag nie, of een van die kragte nie, maar die krag van God tot redding. Die enigste krag wat mense red, wat mense kan red. Die enigste krag. En daarom is dit dan ook hierdie krag van God wat Paulus sterk maak om hierdie evangelie te verkondig. En onthou nou Paulus se verlede, hoe hy gemartel en bespot en gestenig en op elke manier lyding gelei het. Waar hy vir lang tye in die tronk was, maar al daardie dinge kon hom nie onderkry nie. En dan sien ons dat juis vanuit die tronk skryf hy sy sendbriewe, die 4 sendbriewe aan die Efesiërs en die Filippense en Kolossense en Filemon. Skryf hy vanuit die tronk. Dit wys vir ons die krag van die evangelie, maar dit wys vir ons ook die krag van Paulus se geloof, om juis in daardie omstandighede nog steeds te skryf van die krag wat tot die ongelowiges se beskikking is om gered te word. Daarom hoef ons nie daaraan te twyfel nie. Dit is dan ook ironies as ons dan nou daaraan dink, dat juis van hierdie briewe wat as van die briewe met die grootste blydskap boodskap gepaard gaan, juis vanuit Paulus in sy omstandighede in die tronk geskryf is. Ons sou klaagliedere geskryf het waarskynlik. Nie 'n brief tot opheffing en tot bemoediging van die ander nie. Maar Paulus het die krag van die evangelie besef. En dan met hierdie brief aan Rome, wat hy uit Korinthe skryf, Korintiërs, wat hy ook aan briewe geskryf, stel hy dit duidelik, dat hy bitter
graag nog ook in Rome die evangelie wil kom verkondig, want Paulus was onstuitbaar, want die krag wat hy geput het uit die evangelie was onstuitbaar. En net soos hy kragdadig was in sy vervolging van die kerk, onthou voor sy bekering, net so, en indien nie kragtiger, is hy as apostel, as boodskapper van die evangelie van Jesus Christus. En dis een ding wat ons moet onthou, geliefdes, wanneer ons die evangelie deel, op watter beskeie manier ook al, deur soms net 'n woord te spreek, of dan die geleentheid te verduidelik, by daardie geleentheid te verduidelik, waarom ons glo, en wat dit in ons doen en gedoen het, en wat ons verwagting is van die toekoms, dat ons moet weet, daardie krag is nie wat uit onsself uitkom nie. Die evangelie het daardie krag in hom, en al word dit in swakheid gespreek, die krag van die evangelie gaan voort in die boodskap, op watter beskeie manier ook al. 'n Kommentator wat ek graag wil aanhaal, I guess all of us would like to be able to identify with Paul in that same way. But the fact is, for you and me, very often, we are ashamed of the gospel of Christ. I don't think we would confess that. I don't think we would state it. I don't think we easily admit it. But that is the way it works out. Because in those times when we could speak, we don't speak. And when those times come when we could be bold, we are not bold. We face the hostility of the world. We face the unimpressiveness of the gospel, because it talks about sin and blood and death. And it sounds so foolish and so silly to men. And we're afraid of what they might think. And so we tend to be silent when we should speak. But Paul calmly viewed the disdain of the unbelievers. He understood the contempt and the ridicule of those who rejected Christ. He faced death. He faced death itself for the gospel, but never once did he become ashamed of Christ. He would face anybody, anytime, and still preach Jesus Christ. And sadly, for fear of opposition and fear of contempt from the world often leads us to be silent, or else it leads us to corrupt the message and accommodate the message of men. Nou geliefdes, ek dink ons is almal daaraan skuldig, maar ons moet verstaan, die krag om iemand tot redding te lei is nie in ons nie. Dit is nie ons werk om dit te doen nie. Dit is die werk van die Heilige Gees. Ons taak is om, waar ons daardie geleentheid kry, daardie enkelvoudige woord, daardie dalk meer sinnige verduideliking, om net die hart met die hart te deel. Dit is om daardie woord te spreek, daardie woord te laat val, die regte tyd. En ons moet nie wag vir die regte tyd nie, want dit gaan nie kom nie. Maar daar waar ons daai geleentheid waar hy opduik, moet ons dit spreek. Die krag lê in die evangelie, nie in ons nie. En loof die Here daarvoor. Dis net soos die boer wat saai. Hy mag swak wees in sy eie liggaam en in sy opset daar waar hy op die plaas is. Maar wanneer hy saai hy nie swak saad nie, hy saai goeie saad. Saad wat tot wasdom gaan kom. Want die saad, die krag is nie in hom nie, maar in die saad. En dieselfde is met die evangelie. Waarom was Paulus dapper? Dis wat hy in die tweede deel van vers 16 so onwrikbaar stel. Want dit, hy verwys na die evangelie, is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eers vir die Jood en ook vir die Griek. So hier sien ons gaan vanaf die hart van die apostel van Paulus, wat sy vertroue onwrikbaar in die krag van die evangelie stel, ons gaan vanaf die hart van die apostel na die hart van die boodskap
En daardie boodskap sê vir ons, die evangelie is die krag van God tot redding. Paulus is nie kragdadig op grond van enige iets in homself nie, maar wel omdat die krag in God en sy evangelie is. God is die een wat hom bekragtig. God se evangelie bemoedig hom, besiel hom, spoor hom aan. Hy besef wat die evangelie in sy lewe gedoen het. En sy vrymoedigheid om te preek vloei uit wat die evangelie is en wat die evangelie doen. En ook daarin is ons krag dan. Dit wat die evangelie is, dit is die krag van God. En wat doen dit? Dit bring mense tot redding. Daarin is ook ons versekering. Sy vertroue was onwrikbaar in God en sy krag tot redding. Nou weer eens herinner dit my aan 'n baie bekende verhaal wat ook 'n baie bekende prediker in ons geleedere by geleentheid vertel het. En dit is om juist dan te beklemtoon dat ons moet besef dat die krag nie in ons is nie, maar in die krag van die evangelie, en die evangeliese krag is in God gesetel. Die krag is van God en sy evangelie. En hierdie man vertel hierdie storie van die stofsuier verkoopsman wat daar op die platteland gereis het, en hy kom daar by 'n afgeleë plaashuis en hy gaan met groot vertroue daarin en hy sê vir die vrou, hy gee nie vir haar kans om baie te praat nie, en hy sê, ek het hierdie wonderbaarlike stofsuier. Dit is ongelooflik hoe sterk die suigkrag is en hoe skoon hy alles kan maak. Hy sê, inteendeel, ek het hierdie sak met as en vullis hier, so ek gooi dit op die mat uit, want ons gaan nou hierdie mat skoon maak, dat jy daarvan af kan eet. En as dit nie skoon maak, sal ek dit met 'n lepel eet. En toe sê die vrou vir hom, begin maar eet, want ons het nie elektrisiteit nie. Ons hoef nie so te wees nie, geliefdes. Ons weet, ons krag is nie in onsself nie. En ons krag om God se woord te spreek, die evangelie te spreek, is nie in onsself nie. Dit is vanaf God self en in sy evangelie. Die krag is daar. Ons hoef nie te twyfel nie. Paulus was nie in so 'n situasie nie. Geen gelowige wat die evangelie verkondig is ooit in so 'n situasie nie. Want ek sê weer, die evangelie van Christus Jesus is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. En Paulus het geweet, dit kan lewens verander ten spyte van wat mense daarvan dink. En dit was Paulus se passie om te sien hoe mense gered word. En hy sê selfs in Romeine 9, waarby ons later gaan kom, dat hy homself amper vervloek kon wens terwille van die redding van sy volk. Hy sê met ander woorde, ek sou my lewe gee as Israel maar net die evangelie wou hoor en gehoorsaam. So passie het hy gehad om die evangelie te verkondig. Hy het nie omgegee vir persoonlike gemak of sy reputasie of sy gewildheid nie. Hy verkondig die evangelie omdat hy weet wat die krag daarachter is. Hy weet dit kan mense transformeer. En hy weet dit is die verskil tussen lewe en dood. 'n Verskil tussen tyd en ewigheid. En ten einde die volheid van verse 16 en 17 verstaan, is daar die 4 sleutelbegrippe, die 4 sleutelwoorde waarna ons wil kyk vandag. Ons sal deel volente by al 4 uitkom, maar waarskynlik nie. Die eerste woord is in vers 16 die krag. Tweede ene, redding. Derde ene, glo of geloof. En die 4de ene, wat ons nie by gaan uitkom nie, is geregtigheid. Nou as ons die betekenis en die verband en die oorgang van hierdie 4 woorde verstaan en die interaksie tussen hulle, dan sal dit ons tot 'n beter begrip van die evangelie lei. En dit is wat vir my belangrik is. En dit is hoekom ek vandag weer oorsigtelik die oorsig gee van hierdie 4 verse saam. Die eerste sleutelwoord dan is die woord krag. Paulus sê, dit is die krag van God.
Jezus, in Mattheus 22 vers 29, lees ons, toe die Sadduseërs hom wou vasvra, het hy hulle geantwoord. Onthou nou die Sadduseërs, die Fariseërs, al daardie klomp skrifgeleerdes het hom altyd probeer vastrek. Want hulle het mos gedink, ons is die geleerdes, hierdie man, wat weet hy? Wat weet hierdie skrynwerker? Wat weet hierdie seun van Josef? Hy is maar net 'n gewone arbeider. Ons is die geleerdes. En hulle wil hom vastrek. En dan antwoord Jesus hulle, en hoor wat is sy antwoord? Julle dwaal. Julle is op die dwaalpad. Omdat julle die skrifte nie ken nie. En ook nie die krag van God nie. Maar daardie ken wat hy daar gebruik is breër as net om dit te ken, om het uiterlik te ken nie. Hy sê, julle verstaan nie die skrifte wat julle leer nie. En julle ken ook nie die krag daarvan nie. En die woord wat hy hier gebruik vir die krag, is daardie woord dunamis, onthou julle daardie woord dunamis, en ek het vir julle verduidelik, dit is dynamiet aan die een kant, 'n verpletterende, afbrekende krag, aan die kant is dit 'n dynamo wat opbouend is. As dynamiet vernietig die evangelie wat? Daardie selfvertroue van die mens, hy vertroue wat hy het in al die dinge wat nie van God af is nie. Vertroue in homself en vertroue in al sy bates en dinge wat hy het, dit wat hy dink wat vir hom sekerheid in hierdie lewe gee, maar geen sekerheid hoegenaamd in die ewigheid wat volg nie. En dit is wat die evangelie kom, en hy sê daardie dinge waarop jy vertrou, daardie gode wat jy dien in jou lewe, dit beteken niks. Die evangelie verpletter dit. Ons het 'n goeie beeld daarvan, as ons kyk hoe hulle deesdae groot geboue laat inplof. Dit is daardie dunamis, daardie dynamiet, wat die vertroue in self en in dinge van die lewe laat inplof. En jou laat besef, dit is niks. Dit is niks. Maar die evangelie het ook daardie opbouende krag, wat vanuit redding na heiligmaking toe werk. Met ander woorde, as jy dan by daardie punt kom waar die Heilige Gees jou deur God se woord in jou werk, en jy die krag van die evangelie beleef en tot redding kom, dan bou daardie evangelie jou op, nie net in redding nie, maar ook in heiligmaking. En dit moet noodwendig so wees dat daarvan uit die redding heiligmaking moet vloei. Want die ware geredde sal 'n lewe van heiligmaking hê. Dit is wat Jesus self gesê, die boom word aan sy vrugte geken. En as daar nie vrug is nie, geliefdes, dan is daar rede om te twyfel of daar redding is. Heiligmaking moet volg op redding. En wanneer die gelowige dit besef, dan plaas hy sy vertroue ten volle in God vir redding, wat reeds verby is, en hy hou aan om sy lewe te beheers, dit hou aan om sy lewe te heers as heiligmaking, maar hy het ook die versekering van die verheerliking wat gaan plaasvind. Redding, heiligmaking, verheerliking, die ewigheid saam met God. Dis waarvan hy die versekering het. En dit kom alles uit die krag van die evangelie. En dit is, daardie krag is in niks anders nie. Dit is nie in werke, of kerke, of tradisies, of pause, of besluite van kerkvergaderings, of enige van daardie uiterlike dinge nie. Dit is alleenlik in die evangelie. Handelinge 4 vers 12 het Paulus daar by daardie geleentheid wat hy die volk toegespreek het, toe hulle absoluut die krag van die evangelie aanskou het, en dat hy vir hulle gesê het, die saligheid, redding is in niemand anders nie. Want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Geen ander naam nie. Ook geen ander instansie of iets nie. Geen paus of geen Maria of enige so ding, nie kerktradisies of rituele of lidmaatskap of so nie. Alleenlik in die naam van Jesus Christus is daar redding. Ook in 1 Korintiërs 1 vers 23 bevestig Paulus,
maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. 'n struikelblok vir die Jode. Hoekom? Dis dan die Messias wat gekruisig is. Hy wat gesê het, hy is die Messias, hy is dan gekruisig. Dit is vir hulle totaal 'n struikelblok. En dwaasheid vir die Grieke weer eens. Onthou julle wat ons net nou gelees het, dwaasheid. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, die krag van God en die wysheid van God. En nou gaan ek weer na 'n kommentator, by the same powerful command, the Lord maintains the universe. What powerful command? Daar die krag van die evangelie waarna hy verwys. En dan, daardie krag van die evangelie is dieselfde krag, onthou dit nou, is dieselfde krag wat hierdie aarde, die heelal, alles in die lewe geroep het. Alles tot stand gebring het. Dis daardie selfde krag wat dan ook lewe in die hart en in die verstand van die gelowige wanneer hy tot geloof gebring word. Soos eintlik in die hart van die verstand van die ongelowige, maar wanneer dit dan na hom toe kom en die krag daarvan, van hierdie skepingskrag van God, dan besef hy, maar dit is die krag van God tot redding. Maar hou daardie gedagte, behind each miracle in the Bible, dan kan al die wonderwerke wat daar plaasgevind het, in die woord, there is the power of God. Daardie oprigting uit die dood, daardie genesing van siekes, al daardie wonderwerke wat plaasgevind het. Maar meer, gaan selfs terug na die Ou Testament. Gaan terug na Israel se wegtrek uit Egipte. Hoe God hulle wonderbaarlik onderhou het. Die water wat hy voorsien het, die manna wat hy voorsien het. Die skuiling by bedags en die skuiling snags, die leiding in die nag. Alles wonderwerke waarin God se krag weerspieël is. En dan kom ons by die wegtrek uit Egipte self. Daardie krag wat die Rooi See laat skei het. Dink daaraan, geliefdes, daardie krag wat 'n pad deur die Rooi See gebaan het, is God se krag wat dit gedoen het. En op dieselfde manier werk sy krag dan in ons, wanneer ons ongelowig is, om ons te laat verstaan, daar is God se waarheid en daar is die leuen. Daardie pad is daar gebaan vir ons. En ons kom daardeur, deur God se krag, by die waarheid uit. En dan sien ons, God can bring food from heaven, soos wat hy gedoen het. Miracle after miracle show his power. But I really believe the greatest expression of his power is found in his power to save, to transform people, to change their nature, their time and their eternity. Daarin is die grootste krag. En kyk nou gerus na jou hart, soos wat jy vanoggend hier sit. Besef en ervaar jy God se krag aan die werk in jou, om jou te verander, om nie soos die ongelowige te wees, en nie soos die ongelowige te lewe, of te wil lewe nie. En jy die krag gee om te kies om die regte ding te doen. Want vir die eerste keer na redding is dit moontlik. Vir die ongelowige wat gelowige word, is dit moontlik om te kies om die regte ding te doen. Dit is die krag van die evangelie wat aan die werk is in jou, in ons. In Psalm 106 vers 7 en 8 lees ons vaders in Egipte het nie ag gegee op u wonders nie. Dis wat die psalmdigter nou skryf. Hulle het nie gedink aan die menigte van u goedertierenhede nie.
al daardie genade waarmee U ons oorweldig het. Hulle het nie daaraan gedink nie, maar was wederstrewig by die see, by die Skelfsee of die Rooi See. Maar hy, God, het hulle verlos om sy naam ontwil, om sy mag bekend te maak. Want dwars deur die geskiedenis van die mensdom, vanaf Adam en Eva, was God gedetermineerd om sy krag in elke geslag te laat wys. En ook in hierdie geslag, wat ten spyte van hulle wederstrewigheid, het God dit nogtans gedoen. Het hy sy krag gewys. En kan ons vandag dan terugkyk en sê, dieselfde krag wat Israel dwars deur hulle hele ervaring vanuit Egipte tot en met die beloofde land geneem het, dis daar dieselfde krag wat tot ons beskikking is, wat ons red uit ons Egiptes en ons lei deur ons woestyne, ons Rooi See in die woestyn, wat vir ons voorsien op wonderbaarlike maniere, wat ons red uit gevaar en beskerm teen die bose, al daardie dinge. En daarom kan ons weet dat dit wat vir ons wag in die ewigheid is 'n belofte van God wat werklikheid sal word. In elke redding is dit dieselfde krag wat werk. Dis daardie krag wat die dood oorwin en die krag wat die lewe gee. En daardie krag is in God alleen. Ons gaan na die volgende woord. Tweede woord, redding. Redding. In vers 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Redding beteken verlossing. Selfde woord. Van wat? Redding, verlossing van wat? Van sonde en Satan en die oordeel en die hel en die dood, al daardie dinge, dis waarvan die gelowige gered word. En slegs die evangelie het die krag om dit te doen, om daardie verlossing te bewerkstellig. Verlossing of redding neem die gelowige deur al die beproewings in hierdie lewe. Ook selfs daardie goddelike veroordelings wat teen jou mag kom. En dit neem ons na 'n ewige geseëndheid, omdat die gelowige kan weet dat Christus Jesus is die ene wat ons verlos van die oordeel en die straf. Want God werk in en deur al hierdie dinge. En dit sluit vergifnis in. En dit sluit ontvlugting van toorn in. Dit sluit lewe in die gees en dit sluit opstanding en dit sluit die ewigheid in. Want die evangelie is God se effektiewe krag wat in hierdie wêreld aktief werkend is om verlossing te bewerkstellig. Verlossing van God se toorn, verlossing van die sonde en verlossing van Satan en die oordeel en die dood en die hel. Al daardie dinge word ons van verlos. En dikwels wanneer ons die evangelie hoor, geliefdes, dan moet ons besef, wanneer God se gees in ons werk, en ons kom nou by, ons kom by 'n beter verduideliking daarvan, wanneer God se gees by ons kom en in ons werk, dat ons dan moet verstaan, dit wat vir ons die oplossing is, dit wat vir ons die antwoord is vir die ongelowige dwaasheid. En ons moet een ding verstaan, dat almal in hierdie wêreld wat nie God se waarheid wil hoor nie, is mense wat dink, al spreek hulle dit uit nie, al het hulle dalk nog nooit selfs geformuleer nie. Vir hulle is dit net een ding en dit is dwaasheid. Dwaasheid. Maar daardie dwaasheid is die krag van God tot redding, tot verlossing. Salvation has many dimensions. When a man or a woman is delivered, he is delivered from life's infection. Dis een van die dimensies wat hy na verwys. We are saved, says Acts 2 verse 40, from a crooked and perverse generation. We are coated, if you will, with the divine antiseptic. Dis wat die geloof aan ons doen.
beskerm ons met hierdie antiseptiese salf of beskerming. And salvation is not only from life's infection, but salvation is also from lostness. Lostness, om verlore te wees. Jesus said he would come to seek and to save that which was lost. Man is on the wrong road and he doesn't know where he's going, where he's coming from, or where he is. He is utterly lost, ten spyte van wat hy self dink van sy situasie. But all of a sudden, when he comes to Christ, he gains insight into all these dimensions of life. Hy besef waaruit hy gered word. And man is slave to sin until Christ releases him and saves him. Maar ons is gebonde, geketting daar in die sonde, totdat ons gered word. And this is profound, because it means salvation from the inevitable judgment of God. And in that sense, it is an eschatological salvation that culminates in a triumphant in eternity. Dit is God wat ingryp in ons bestaan en ons red tot die ewigheid. Die derde sleutelwoord wat ons na kyk is glo. Glo, geloof. Ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo of wat geloof het. Vir wie kom God se krag tot redding? Vir almal of elkeen wat glo of wat tot geloof kom? God se verlossingskrag werk slegs deur geloof. En waar daar geloof is die krag van God werksaam in verlossing. So presies dan, wat is geloof? Geloof is die handeling om te glo. Om wat te glo? Wanneer jy in jou hart glo dat God Jesus Christus gestuur het as die enigste redder vir die mens, en dat God hom ook uit die dood opgewek het, sodat ons kan lewe. So geloof is wanneer jy glo dat Jesus Christus is wie hy gesê het wie hy is, en dat die woord van God sê dat hy is, dat die woord het bevestig dat Jesus is, en dat Jesus gesterf het vir die God geopenbaarde redes, en dat hy uit die graf uit opgestaan het, juist in oorwinning oor daardie God geopenbaarde redes, daardie sonde en Satan en die dood, oorwinning daaroor, en dat sy opstanding die versekering is van wat hy beloof het aan die wat deur hom gered word. En dat jy met vertroue daardie geskenk kan aanvaar, wat Efesiërs 2 vers 8 vra. Want nou kom ons by die, wat is geloof? Efesiërs 2 vers 8 verduidelik presies vir ons wat is geloof. Hy sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, julle het nie daai geloof self gegenereer, opgewek nie. Hoekom nie? Dit is die geskenk, of die gawe van God. Is 'n geskenk, is die regte woord in Efesiërs 2 vers 8. It is a gift from God. 'n Geskenk. Dit is hoekom dit oor en oor beklemtoon word dat ons redding nie uit onsself is nie. God kom in sy groot genade na ons toe en hy gee vir ons hierdie geskenk van geloof. Hy werk deur sy Heilige Gees, deur sy woord, daardie waarheid wat daar vir ons as 'n eenheid gegee is. En deur daardie werking word ons harte en ons verstand oopgemaak om te verstaan wie Jesus is. God doen dit. En wanneer dit gebeur en wanneer ons dit besef, dan kom hy en hy gee vir ons die geskenk van geloof. En hy sê, glo. Glo. En onthou daar een definisie van geloof wat ek al van tevore vir julle genoem het. Daardie definisie wat sê, geloof is om met jou hele gewig teen 'n muur aan te leun. Jou hele gewig. En daardie muur dan is dat Jesus die God gestuurde redder is. En dat hy ook vir jou gesterf het. Jy leun met jou hele gewig. Jy moet totaal van balans af wees, want daar moet niks wees waarop jy staat maak nie. Jy leun met jou hele gewig teen daardie muur. Dit is geloof. Om ten volle op God te vertrou. Want ook dit wat hy gee is geloof, daardie geskenk vir jou, dat jy niks op kan roem nie.
Jy het niks in jouself om op te ring nie. Salvation is not professing Christianity. Salvation is not professing Christianity. It's nie om net dit te bely nie. It's not that. And salvation is not baptism, it's not moral reform, it's not going to church, it's not conforming to rules. It's not self-discipline and self-restraint, it's not morality. Salvation comes because a man or a woman recognizes that he has no resources and he sees himself lost and undone and he sees the filthiness and deformity of his sin. And he perceives the rottenness of his heart and the pollution of his nature. And he is drawn to Christ as the only remedy. And he sees the one who died for his sin and who conquered his sin and paid the price and wants to give him new life. And he says, I believe. And because God works in his heart through the Holy Spirit, he grabs that gift with a hand of faith. He grabs that gift with a hand of faith. Onthou daardie ander beskrywing van geloof wat ek al van tevore vir julle gegee het. Geloof is die hand van die hart wat geloof aangryp. Geloof is die hand van die hart wat geloof aangryp. Die hand van die hart. Dit gryp daardie geskenk wat God gee aan. En dis nie omdat ons skielik in onsself geregverdig is nie, maar omdat die geregtigheid van God met eens aan ons geopenbaar word. Deur die werking van sy woord, van die Heilige Gees deur sy woord. En dan kom God se kragtadige werking, waardeur daardie wete, daardie insig in geloof en God se openbaring van redding alleenlik in Christus Jesus is, tot oorgawe, totale oorgawe aan hom en sy waarheid. Dit is waarheen dit lei, 'n oorgawe aan God en sy waarheid. En dit is juist dan in hierdie 'n oorgawe aan God en sy waarheid, waaruit heiligmaking dan vloei. Want dit is die krag wat ons gered het. Is die krag wat ons gered gaan hou. En dit is die krag wat dan in ons werk om 'n heilige lewe tot eer van God te lewe, soos wat hy in sy woord van ons vra. Dit, geliefdes, is die krag van die evangelie. Kyk na Romeine 1 vers 16 en 17, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Die evangelie van Christus nie. Want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo, in die eerste vir die Jood, ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is. Maar die regverdige, die geredde, sal uit die geloof lewe. En daarby sal ons dan, as God wil, volgende week kom. Dit is daardie vierde woord, daardie woord geregtigheid. En daardie woord, geliefdes, dit is te belangrik om nou in hierdie kort tydjie wat nog oor is te probeer indruk. En daarom dan sê ek, soos die Here wil, sal ons dan volgende week daarna kyk. En ons sluit af dan, wanneer ons oor hierdie waarhede praat, is my gebed dat ons ook 'n Emmaus ervaring sal hê. 'n Emmaus belewenis. In Lukas 24 vers 17 word beskryf hoe Jesus daardie 2 disippels van hom op die pad na Emmaus teëgekom het. Hy het hulle tegemoet gegaan. Hulle was vas onder die indruk dat Jesus, die een wat hulle gehoop het, die verlosser van Israel sou wees, dat hy nog steeds in die graf was, want dit was reeds die 3de dag. En maar hulle het gehoor wat die vrouens gesê het dat hy opgestaan het, maar hulle het hulle pad gevat na Emmaus toe, huis toe. Maar nadat Jesus hom aan hulle openbaar het,
lees ons in Lukas 24 vers 32. Nadat Jesus nou met hulle gewandel het, onthou hulle hoe hy op die pad met hulle was en saam met hulle ete genuttig het en 'n maaltyd en nog steeds aan hulle alles verduidelik het oor die evangelie en die koninkryk. En hoe hulle dan by die besef kom dat is hy, die Messias. En na dit sê hulle dan vir mekaar, was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Was ons harte nie brandend nie? En dis my gebed dat dit ook met ons sal gebeur, dat wanneer ons harte brandend is oor hierdie geopenbaarde waarheid, dan is ons hart ook brandend vir die ewigheid wat vir ons wag in God se teenwoordigheid, want dit gaan nie net oor hierdie lewe nie, dit gaan ook oor die versekering van dit wat vir ons wag. En dan dink ons aan daardie belewenis, wat daardie 2 Emmausgangers in 'n baie beskeie deeltjie beleef het. In Christus se teenwoordigheid op die pad en daar rondom die maaltyd. Wat dit vir ons gaan wees om in God se teenwoordigheid te kom. Wat gaan dit wees? Hoe gaan dit wees? Wat gaan ons belewenis wees? Ek dink een ding waarvan ons seker kan wees, ons harte sal brandend wees. Geen twyfel daaroor nie. En daar is ons dan in die teenwoordigheid van hom, wie se teenwoordigheid alles gaan oorheers, inteendeel, as ons kyk wat daar dan in Openbaring 21 vers 11 geskryf word, die heerlikheid van God was daar en sy lig, wat alles oorheers het, was soos 'n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspissteen. Net om te sê, sy teenwoordigheid gaan so oorweldigend wees. Maar ook die stad, Jerusalem, die stad, wat Johannes probeer beskryf het, in sy swakke menslikheid, wel deur die Heilige Gees geïnspireer, maar nogtans, wat hy in menslike terme vir ons probeer beskryf, hoe lyk die nuwe Jerusalem? Daar die 12 poorte wat parels is, een enkele parel, die 12 poorte tot Jerusalem, die goue strate, die goue lig, al daardie dinge, wat onbeskryflike dinge is. Maar die belangrike is, dit is die ligstad waar God se lig alles oorheersend, alles deurdrenkend skyn. En dit sal vir ons daardie brandendheid gee, wat daardie mense van Emmaus gehad het. Wat ons miskien nou hier dalk ten dele beleef wanneer ons God se waarheid hoor, wanneer dit ons harte aangryp. Maar dit is niks in vergelyking met wat vir ons wag nie. En daarop is ons hoop gevestig. Daarom het ons hierdie verlange om net meer en meer te weet. En dan kom dit terug by die vraag wat ek aan die begin gevra het. Kom ons by mekaar op 'n Sondagoggend, geliefdes, om die waarheid van God te hoor. Om ons harte brandend te maak vir die evangelie. Om ons harte brandend van verlange te maak vir dit wat vir ons wag. Dat ons in daardie ewige lig omhul deur die lig kan wees in God se teenwoordigheid in hierdie wonderbaarlikste van alle omstandighede. Openbaring 21 vers 23 sê ook, die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie. Dit is nie Jerusalem, want die heerlikheid van God het hom verlig en die lam is sy lamp. En nou gaan ons afsluit met daardie lied op die bulletin in Hollands, Ligstad met u paarlepoorte. Dankie.
ligstad met u paar